Hierdie een ding weet ek van die meeste van ons. En dit is, almal van ons wil werklike verskil maak. Almal van ons wil voel ons lewe tel vir iets. Almal van ons wil voel dat my lewe nie gemors word nie. Ek dink, as jy enigstens soos ek is, dan wil ek eendag as die Here my seën en hy spaar my en ek word 90 of 100 jaar oud en ek kyk terug op my lewe, dan wil ek sien, ek het dit wat die Here vir my beplan het ek uitgeleef. Dit wat die Here in my lewe, die taak wat die Here vir my gegee het ek uitgeleef en ek het daai doel bereik. Ek het 'n begeerte daarvoor. Ek hoop jy het ook 'n begeerte daarvoor. En dat jy dit nastreef in jou lewe. En dit maak nie saak hoe oud jy is nie. Dalk is jy vanoggend is jy dalk onder 20 en dan is die boodskap vir jou. Dalk is jy 'n jong getroude of ongetroud. Hierdie boodskap is vir jou. Dalk het jy babatjies in die huis of tieners in die huis of dalk het jy volwassenes in die huis. Hierdie boodskap is vir jou, al is jy 'n ouma en 'n oupa. Ek wil vir jou vanoggend 7 waardes gee. Hoe om 'n gelukkige en 'n gesonde gesin te bou. En dit maak nie saak of jy 'n kind is in die gesin, 'n kleinkind is in die gesin en of jy 'n volwasse is in die gesin nie. Jy kan klaar deelneem in jou gesin. Vir 'n oomblik wil ek net hê, ek en jy moet net die krag en die waarde van die gesin verstaan. Het jy geweet die Here het eers die gesin gemaak voordat hy die kerk gemaak het? Hy het Adam en Eva saamgesit en hulle geseën om vrugbaar te wees. Hulle moes 'n gesin wees voordat die kerk gekom het. En dis die Here se ideaal. Die Here wil hê ons moet 'n gelukkige en 'n gesonde gesin hê. Nou, daar's niks wat so groot invloed op jou lewe het of gehad het, soos die gesin waarin jy groot word nie. Ek kan kyk in my eie lewe. Die goed wat ek doen en die goed wat ek voorkere het voor, is goed wat ek geleer is in my gesin. En my ouers het weer daai goed in hulle gesinne gekry. En so kom dit oor die generasies. So ek en jy moet verstaan, daar's 'n geweldige groot krag in die gesin. En as jy 'n ma en 'n pa is en jy kyk en jy het kleiner kinders of jonger kinders of tieners of studente in die huis, dan moet jy verstaan, jy het 'n geweldige groot impak op die res van daai jong mense lewe. En as jy 'n ouma en 'n oupa is, en dan moet jy ook verstaan, jy's deel van dit. En die Here wil vir jou seën om deel te neem. Al is jy die kind in die huis, jy kan hierdie waardes begin toepas in jou eie lewe. En luister, dalk as jy 'n kind en jou ma en pa dien nie die Here nie. Jy's dalk 'n jong persoon in die huis en hulle dien nie die Here nie. Dan kan jy op hierdie goeders begin fokus en jy kan 'n verskil kom maak. Ek wil graag net 1 Timoteus 4 vers 16 lees. Dit sê en dis Paulus wat vir Timoteus skryf. En hy skryf vir die jonger man. Hy sê: "Let goed op jou leer en jou lewe en jou leer. Volhard daarin. Deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister." Hoorie, dit maak nie saak of jy die kind is en of jy die tiener is of jy die volwasse of wie dit is in die huis nie. As jy jou leer en lewe in lyn bring met die woord, dan gaan die Here deur die Heilige Gees 'n impak hê. Die Here gaan 'n impak hê in jou gesin. Die Here gaan klaar. As die Here net 1 kers het in die huis wat brand, dan kan hy lig gee vir die res van die huis. En jy is daai kers. Jy is daai kers. Jy moet meer en meer vashou in die Here Jesus en jy moet jou lig laat skyn. En hier 7 waardes wat ek vandag met jou wil deel om gelukkiger en gesonde gesinne en 'n geseënde gesin te bou. So, kom ek lees net eers 'n gediggie. Dis 'n gediggie wat deur 'n priester of iets geskryf het in die laat eerste eeu en dit sê: "I wanted to change the world. When I was a young man, I wanted to change the world. I found it so difficult to change the world, so I tried to change my nation. When I found I couldn't change the nation, I began to focus on my town. I couldn't change my town, and as an older man, I tried to change my family. Now, as an old man, I realize the only thing I can change is myself. And suddenly, I realized that if long ago I had changed myself, I could have made an impact on my family. My family and I could have made an impact in our town. And their impact could have changed the nation. And I could have indeed changed the world." Nou, hier is 'n basiese gedagte wat ons net moet sê, die eerste plek waar ek moet begin is by myself. En hierdie 7 waardes is kernwaardes wat in my lewe moet wees, voordat ek dit kan uitstraal na enigiemand anders. Ek kan nie vir iemand iets leer, en dit gaan my vanoggend baie hoor sê, ek kan nie iemand iets leer wat ek self nie weet nie. Ek kan nie vir iemand iets gee wat ek self nie het nie. 'n Gesonde gesin begin by my, wat gesonde keuses maak in die Here Jesus. Ek kan nie lig gee wat ek nie ontvang het nie. Ek kan nie seëning gee wat ek nie
ontvang het nie. En hierdie 7 waardes help vir my om myself te posisioneer, dat ek kan seën ontvang wat ek kan gee. In Spreuke 22 vers 6 sê dit, gee leiding aan 'n jong mens oor hoe hy moet lewe, en hy sal ook al as hy oud is, nie daarvan afwyk nie. Kom ons sluit hierdie oë, dan bid ons saam. Vader, waar ons nou uit die woord uit gaan lees, kom vra ek dat U vir ons sal seën, dat ons sal verstaan wat U woord sê. En Here, dat ons, of ek nou die kind is en of ek die volwasse is, of ek 'n ouer is of 'n oupa of 'n ouma is, Here, dat ek 'n kanaal sal word waardeur U seën deur my na my gesin en na my familie toe kan vloei. Kom help vir my hiermee. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Okay, Deuteronomium 6 vers 4 tot 9. Lees ons die volgende. Luister Israel, die Here het vir Moses 'n woord gegee en hy moet dit vir die volk gee. Luister Israel, die Here is ons God. Hy's die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hart en siel en met al jou krag. Dit gaan oor 'n verhouding met die Here. Dan sê vers 6, hierdie gebooie wat ek vandag vir jou gegee het, moet in jou gedagtes bly. En dan sê jy moet dit inskerp by jou kinders. Nou hoor gou, dit moet eers in jou gedagtes bly en dan kan jy dit inskerp by jou kinders. Iets wat ek nie het nie, kan ek nie gee nie. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat. As jy by die huis is, as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan, klink vir my soos omtrent die heeltyd. Dan sê vers 8, jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande. Dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Jy moet dit op jou deurkosyne skryf en op jou stadspoorte. Nou hoor net hoe mooi hoe brei dit uit. Dit moet eerstens herinneringstekening wees op my hande en op my voorkop, wat ek dink en wat ek doen, hoe ek dink, my lewensfilosofie en my optrede moet getuig dat ek self in die Here ingeprop is en hy my bron is. Dan moet ek dit op my deurkosyn sit, so moet my huis moet heilig wees. Wat ek hier doen en wat ek hier, my filosofie in die huis moet wys dat ek die Here dien. En dan op die stadspoorte, die manier hoe ek na buite toe lewe, moet wys dat ek die Here dien. Nou hierdie 7 waardes kom op basies uit hierdie teksgedeelte uit. En ek wil jou nooi. Maak notas. Ek hoop die regte raamwerk is op. Rian, is die regte raamwerk op die internet? Sê net my seker maak, die regte raamwerk is op. Sê ek hoop die regte raamwerk is op. Kyk op ons webtuiste gesinskerk.co.za. Gaan laai die raamwerk af en volg ons gerus daar. Maar voordat ek by die 7 waardes kom, moet ek eers die goue reël gee. Daar's 'n belangrike goue reël wat ek en jy vir mekaar moet sê. En dit is: my kinders gaan nie doen wat ek sê nie, hulle gaan doen wat ek doen. Rian en Chris, wil julle dit nie net saam met my sê nie? 1 2 3. My kinders gaan nie doen wat ek sê nie, hulle gaan doen wat ek doen. Okay, dit gaan ook die hele tyd onderliggend wees nie. So okay, jy reg hiervoor. Waarde nommer 1. Waarde nommer 1 is 'n verhouding met Jesus. Dit moet vir my waardevol wees voordat ek dit aan my kinders kan oordra. Ek moet 'n verhouding met Jesus moet vir my waardevol wees. Kolossense 1 vers 28 sê, hom verkondig ons deurdat ons alle mense, insluitende my vrou, my kinders, my man, wie ook al daar saam met my leef, omdat alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en te leer, sodat elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus Jesus te kan bring. Nou ja, daar het ons dit nou gesê. Dit moet my strewe wees. Ek moet 'n verhouding hê met die Here sodat ek ander mense kan bring in 'n verhouding met die Here. Maar ek moet dit eers hê. Ek kan nie iemand iets gee wat ek nie self het nie. Nou, hoor gou mooi. As ek nie my kinders gaan leer van Jesus nie, wie gaan dit doen? As ek nie my kinders gaan leer van 'n verhouding met God nie, wie gaan dit doen? Gaan die skool dit doen? Die skool gaan dit nie doen nie. Weet jy, as jy dit los vir die sonnaskool, dan beteken dit jou kinders het 1 uur in 'n week wat hulle van Jesus moet leer. Hulle gaan dit net nie doen daar nie. As ek en jy nie ons kinders leer van Jesus nie, dan maak ons 'n generasie groot wat Jesus nie gaan ken nie. Ons maak 'n generasie groot wat Jesus nie. Ek en jy mag dit nie vir kans los nie. Maar dit begin in my eie hart. Ek moet eers die Here dien. Ek kan onthou, en dis nou sommer tongenetjies wat ek dit sê. Kyk, in die 70's het almal gerook, né? In die 70's het almal gerook en my ma en pa het gerook. Ek kan onthou, my ma het Benjamin Hedges gerook en my pa het Life gerook. Ek weet nie of die sigarette nog bestaan nie. Maar soos ons groter geword het, ek het nooit gehou van rook nie, so gelukkig het dit my nooit getrek nie, maar my broer wat so 6,5 jaar ouer as ek is, hy het op standaard 4 begin rook. Nou, dit was 'n groot skande in die familie. Maar ek kan onthou, my ma en pa was diep teleurgestel dat my broer nou begin rook het, en dit was familieskande en alles. En nou dat ek terugdink daaraan, dink ek, jene, hoekom is hulle so kwaai op hom gewees? Hulle het self gerook. En dis juist die punt. Jou kinders gaan nie doen wat jy sê nie. Hulle gaan doen
wat jy doen. En net so, in ons verhouding met die Here, luister, ek en jy kan nie ons kinders red nie. Jy kan nie jou kinders red nie. Maar die beste kans wat jou kinders het om Jesus te leer ken, is om te sien dat jy Jesus volg, dat jy Jesus dien, en dat jy die Here liefhet, en dat jy ernstig is, en dat hulle in jou lewe kan sien dat jy dien nie die Here om hulle te beïndruk nie, maar omdat jy self regtig erg lief is vir die Here. Hier is die eerste waarde van gesonde en gelukkige gesinne, is die ma en die pa dien die Here. En as jy die kind is in die huis, en jy dien die Here, en jou ouers dien nie die Here saam nie, wees verseker, die Here gaan daai lig seën, en hy gaan dit gebruik in jou ouers se lewe. Ok, dis waarde nommer 1, is 'n verhouding met Jesus. Die tweede belangrike waarde wat in die gesin moet wees, om 'n gelukkige en 'n gesonde gesin te verseker, is 'n verhouding met mense. Natuurlik, 'n verhouding met my man, 'n verhouding met my vrou, 'n verhouding met die mense om my. En ek sien hy het vasgesteek, hy gaan nou bykom. Dis hy. Romeine 13 vers 8 sê, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. En hierdie is die belangrike ding. Hierdie is die belangrike ding om te verstaan, dat ek moet dit waardevol ag. My verhouding met my vrou moet vir my waardevol wees. My verhouding met my man moet vir my waardevol wees. My verhouding met my kinders moet vir my waardevol wees. My verhouding met die oumas en oupas moet vir my waardevol wees. My verhouding met die petroljoggie, met die ou wat by Spar is, met die mense by die kerk, my kinders moet sien, verhoudings is vir my waardevol. Ek doen nie net dit om hulle te beïndruk nie, ek doen dit omdat ek regtig lief is vir Jesus, en dis 'n waarde wat in my lewe is, dat omdat Jesus lief is vir mense, wil ek lief wees vir mense, en ek behandel hulle met respek, ek behandel hulle met agting. My kinders sien dit in my, en hulle sien dat ek selfs mense wat lelik is teenoor my, en mense wat verkeerd optree teenoor my, met waardigheid en respek behandel, en hulle leer dis hoe Jesus is. Onthou net nie, jou kinders is dalk nog te jong om mooi te verstaan wat Christus alles gesê het in die Bybel, maar hulle kan dit sien in jou lewe, en ek en jy moet die woord van die Here vir hulle leef. Nou, my grootste geskenk wat ek kan gee vir my kinders, is om vir Tanya lief te hê. Dis die grootste geskenk wat ek kan gee. Die grootste geskenk wat ek kan gee vir Corneille en vir Glichelle, wat my 2 kinders is om hulle ma lief te hê. Dis nie privaat skole nie, is nie die beste rekenaar en groot karre en vir hulle 'n geskenk gee vir hulle huis nie. Natuurlik, as jy dit kan bekostig, dan is jy baie bevoorreg en dan kan jy dit doen. Maar die grootste geskenk wat ek vir Corneille en Glichelle kan gee, is om hulle ma lief te hê, is om vir Tanya lief te hê en regtig lief te hê. Hoor gou mooi, die grootste geskenk wat jy vir jou maat kan gee, vir jou kinders kan gee. En ek wil hê jy noem jou kinders op die naam. Die grootste geskenk wat jy vir hulle kan gee, is om hulle ma of hulle pa lief te hê. Dis die grootste geskenk. Dit is 'n teelaarde vir 'n gesonde gesin. Dis die teelaarde vir gesonde kinders. Wees lief vir jou maat. Wees regtig lief vir jou maat. Jy moet jouself herinner, as jy jou hart lou geraak het, dan lê jou kinders daaronder. Hou dit in gedagte. Nou, ek weet hier's 'n klomp mense wat kyk, en jy's dalk geskei, jy's dalk 'n enkel ouer, jy's 'n enkel ma of 'n enkel pa, en ek weet dit gaan saam met baie kwaad, gaan met baie seer, en 'n mens moet deur baie diep goed werk, en ek wil 'n groot waarskuwing rig, en op hierdie punt van verhoudings met mense is waardevol. Dalk is jou ex-man die grootste skollie wat daar nog ooit was. Dalk is jou ex-vrou die grootste skollie wat daar ooit was, en jy voel jou kinders moet die waarheid weet, maar ek is so bang jy vergiftig jou kinders. Ek is so bang jy voer jou kinders gif, en jy probeer eintlik vir jou kinders vertel hoe groot skollie hulle paas, of hoe groot skollie hulle ma is, en jou kinders moet dit die hele tyd hoor by jou, en ek wil jou waarsku teen 2 goed. Eerstens, nie net is dit nie reg voor die Here nie, en doen dit jou verhouding met die Here skade nie, maar die feit dat jy hulle ma of hulle pa afbreek, doen soveel skade aan hulle, dis amper onherstelbaar. Jy sit daai kinders in 'n posisie waar hulle moet kies tussen hulle ma en hulle pa, en geen ouer behoort dit ooit te doen nie. Luister gou mooi. Ek weet nie of jy soos ek is nie, maar as iemand by my kom, en hy begin iemand aanhoudend sleg maak, weet julle wat gebeur in my hart?
My hart begin om daai persoon te verdedig. In my hart begin ek sê, maar weet jy wat, dit klink vir my, jy hou net nie van die persoon nie. Dit klink vir my, jy het vyandigheid teenoor hierdie persoon. Veral as ek met daai persoon kom, en daai persoon doen nie dieselfde nie. Veral as ek met daai persoon kom, en daai persoon praat nie sleg nie. Raai wat gebeur in my hart? Ek raak weerstandig teen hierdie ou wat my gif gee. En as jy as ouer die hele tyd gif gee, dan moet jy weet, jy maak jou kinders weerstandig, nie teenoor jou ex-maat nie, maar teenoor jou, en dis die laaste ding wat jy wil hê. Moenie dit doen nie. Wys vir jou kinders, jy het nog steeds waarde in daai verhouding, jy is nog steeds lief, jy respekteer daai persoon as die ouer, as die ma of die pa van die kinders. Beteken nie jy keer goed wat dalk verkeerd gebeur het nie, maar jy bewaar jou eie hart van om gif te gee vir ander mense. En hierdie is baie belangrik. Moenie in daai struik trap nie. Waarde nommer 2. Waarde nommer 1, verhouding met Jesus. Waarde nommer 2, verhouding met ander mense of met alle mense, my man, my vrou, my kinders. Waarde nommer 3 is integriteit. Nou jy kan hoor, hierdie waardes is heeltemal ingeweeg. Spreuke 10 vers 9 sê, wie opreg leef, leef sonder vrees. Wie krom paaie loop, word uitgevind. Ek lees dit net weer. Wie opreg leef, leef sonder vrees. Wie krom paaie loop, word uitgevang. Nou, jy bring jou kinders kerk toe. Dis wonderlik en ek is bly jy doen. En jy moet aanhou daarmee. Jou kinders sien jou Bybelstudie doen, dis wonderlik. Jou kinders sien jou bid, dis wonderlik. Jy bring jou kinders saam kerk toe, dis nog beter. Nou, integriteit sê, ek is dieselfde persoon wat ek op 'n Sondag wat ek by die huis is. Dieselfde persoon wat ek by die huis is dieselfde persoon wat ek by die kerk is. Ek is dieselfde persoon by die huis, ek is dieselfde persoon by die kerk, ek is dieselfde persoon Vrydag aand by die braai, saam met die manne, as ek saam met hulle kuier, en hulle praat rugby en karre, en wat 'n nonsens hulle ook al altyd praat. Ek is dieselfde persoon by die huis, by die kerk, by die braai, en ek is dieselfde persoon by die werk. Ek het nie 4 tipe persone nie. En dit breek vertroue af as my kinders sien, ek is een persoon by die huis, en dis hoe ek daar optree, ek het 'n sekere persoonlikheid daar, maar as ek by die kerk kom, dan het ek skielik hierdie regophouding, en nou praat ek anders, ek klink anders, ek lyk anders, ek doen, nou is ek Vrydag aand by die braai, nou is daar 'n ander taal wat uitkom, taal wat hulle nie eintlik van hou nie, en nou is ek by die werk, en nou is ek sommer 'n heeltemal ander persoon. Dis nie gesond vir my kinders nie, en dit wys daar's nie integriteit nie. Dit maak dat my kinders nie my woord vertrou nie, want hulle weet nooit met wie ek praat nie. En hierdie ding moet ek in gedagte hou. Daar's 'n gesegde wat sê, dit vat jare om 'n reputasie te bou. Dit vat 1 oomblik om hom af te breek. Ek herhaal dit. Dit vat jare om 'n reputasie op te bou. Dit vat 1 oomblik om dit alles weer af te breek. Mag die Here vir ons help dat ons met integriteit leef. Nou wat is integriteit? Integriteit is die kwaliteit om eerlik te wees en 'n sterk morele beginsels te hê. Dit behels om 'n onverdeelde hart te hê. En wat beteken dit? Dit beteken maar net, ek is altyd dieselfde persoon. Ek gee nooit voor een persoon om hom te beïndruk nie. Ek kom nie by die kerk en ek lyk anders as wat ek by die huis lyk nie. Ek lyk anders op 'n Woensdag aand by die Bybelstudie as wat ek by die huis lyk nie. My kinders stel dit op. En hulle wil sien dat ek probeer om die Here te dien by die huis net soos by die kerk. So, luister, almal van ons gaan foute maak. Dis okay as jy foute maak. Regtig, dis okay. Hoorie, die wêreld gaan nie, jou kinders is liewer vir jou as wat jy dink. Okay? Vra vir my. Ek weet, ek het al 'n paar lekker foute gemaak. En dan dink jy stel jou kinders te leer. Maar as jy net man genoeg is of vrou genoeg is en jy staan op en jy sê ek is jammer. Ek is jammer, dit was 'n fout. Ek het al baie keer my kinders vals beskuldig van iets en ek moes jammer sê en ek doen dit. Maar jou kinders moet jou hoor jammer sê. Jou kinders moet jou hoor jammer sê. As jy nie kan jammer sê nie, dan is jy besig om jou kinders op 'n gevaarlike manier groot te maak as jy nie kan jammer sê nie. Want dan beteken dit jy maak hulle eintlik groot om te sê, maar ek is altyd reg. Ek kan nie verkeerd wees nie. Dis 'n swak persoon wat verkeerd is. Dit is nie. Dis menslik om baie keer verkeerd te wees. Sê jammer wanneer dit tyd is om jammer te wees. Nommer 4, verantwoordelikheid. Lukas 16 vers 10 lees ons, wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar, en wie in die kleinste dinge oneerlik is ook in die groot dinge oneerlik. Miskien kan ek net gou teruggaan na die goue reël toe, wanneer ons net hierdie waardes gaan. Jy sien, ek fokus op my as ouer en op jou as persoon. Liewer as op ons kinders, of liewer as op die mense om ons. Want onthou nou, die goue reël is, my kinders gaan nie doen wat ek sê nie, hulle gaan doen wat ek doen. So ek moet met ander woorde die gedrag modelleer wat ek wil hê hulle moet volg.
En dis belangrik, want as ek die gedrag modelleer en hulle is van daai gedrag af, dan kan ek maklik vir hulle terugvat na die woord toe en sê, my kind, hier's hoekom ons dit doen. Hier's wat die Here van ons verwag. Hier's hoekom ons hierdie pad stap. Maar dan is dit nie van ek wat vir my kinders verwag, hulle moet nie rook nie, maar in die tussentyd gaan sit ek self agter die hoenderhok en rook sigarette nie. Dit is nou net 'n illustrasie net om die punt te maak. Asseblief julle, rook is baie sleg vir jou. Jy moenie rook nie. Dit breek jou tempel af en dit kos jou 'n klomp geld. Jy weet, dis geld wat jy vir die kerk kon gegee het. So as jy wil hou op rook, skenk daai geld vir die kerk. Dink net so daaroor. Daai sigaret wat jy gerook het, dit doen jou liggaam skade. As jy dit vir die kerk gee, doen dit goed. Ek bedoel, dis 'n nou-brainer. Maar okay, dis nie waar ek nou wil praat nie. Nou, verantwoordelikheid. Was dit 'n goeie advertensiebreek geweest daai? Hierdie is seker een van die mees onderskatte waardes wat daar is, om verantwoordelikheid te aanvaar. Verantwoordelikheid vir my lewe, verantwoordelikheid vir my aksies, verantwoordelikheid vir wat om my aangaan, verantwoordelikheid vir my kinders, verantwoordelikheid vir my ouers. Verantwoordelikheid is 'n belangrike waarde, want hier's 'n belangrike ding. Ons is baie geneig om erkenning te vat vir wanneer goed regloop. Kyk net hoe grand is ek. Kyk, dit is nou uitgewerk. Is ek nie slim nie? Is ek nie goed nie? Kyk net daar. Dis nou ek. Ek het vanoggend toe moes ek nou vir Chris gewys hoe om 'n ding te save in JPEG formaat, want en dit is lekker om vir die jong mense goed te wys, want hulle weet alles. So elke nou en dan sê ek vir hulle sê nee, dis hoe jy dit doen. En dan is ek so beïndruk met myself. Hulle is nie so beïndruk met my nie, maar ek is beïndruk met my. Maar is dit nie snaaks dat wanneer goed skeefloop, dan het ons 6 redes hoekom dit nie my skuld is nie. Met ander woorde, as iets net lyk of ek dit kon gedoen het, dan vat ek al die krediet. Hoor jy, nee, dis was ek. Maar wanneer iets skeef loop, dan sal ons sê, ja, maar iemand het voor my ingery, of ja, maar die ekonomie het skeef gedraai, of ja, dis altyd iemand anders se skuld. Dis altyd iemand anders se rede. En daar moet ek en jy versigtig wees, want wanneer ek en jy daai ding modelleer vir ons kinders, wanneer ons vir hulle wys, wanneer goed reg loop, dan sê ek die wenner. Maar wanneer goed verkeerd loop, dan is dit altyd iemand anders se skuld. Dan leer ons hulle eintlik hierdie verskriklike ding, dat, luister, jy gaan nooit kan beheer as goed skeefloop nie. Dit gaan nooit jou skuld wees nie, en jy's nooit in beheer nie. En ek dink die Here leer ons iets anders daar. En as ek nou net die voetspore ding hier kan opsit, ons mannebediening het die voetspore gedagte. En die voetspore gaan maar oor hierdie seentjie wat sy pa se voetspore gevolg het. Nou, ek wil nie nou die hele storie vertel nie, maar die hele gedagte daar agter is my kinders gaan in my voetspore volg. En daarom moet ek verantwoordelikheid neem vir die voetspore wat ek los. Want iemand gaan in dit volg en hulle gaan uitkom waar ek uitgekom het en daarom moet ek seker maak ek stap die pad reg. En daarom, die Engels sê dit so mooi, man up, woman up, staan op en neem verantwoordelikheid vir jou lewe. Het jy foute gemaak? Neem verantwoordelikheid. Hou op om ander te beskuldig daarvoor. Neem verantwoordelikheid en sê, weet jy, hierdie ding is nou stikken, maar ons gaan bid hieroor, ons gaan die Here vra vir 'n nuwe rigting en ons gaan dit as gesin doen. Dinge is dalk nie ideaal nie, dan gaan 'n paar dinge verander en ons gaan dit regmaak. Ons gaan dit regmaak voor die Here. Ons aanvaar verantwoordelikheid. Weet jy, partykeer is die grootste guns wat dalk in jou kan gebeur, in jou lewe kan gebeur, is dat goed 'n bietjie skeefloop. Sodat jou kinders kan sien hoe lyk dit wanneer iemand verantwoordelikheid neem en nie die hele tyd hande in die lug gooi en ander mense beskuldig vir goed wat skeef geloop het nie. Dalk moet jy dalk was COVID 'n tyd wat goed skeef geloop het en dalk kon jy regtig hande in die lug gooi en sê ja, maar dit is nie my skuld gewees nie, maar hierdie is 'n geleentheid om vir jou kinders te wys hoe dit lyk as iemand, as 'n man van God of as 'n vrou van God verantwoordelikheid neem vir die omstandighede. Doen dit. Hierdie is 'n geleentheid om jou kinders te leer. Okay, so neem verantwoordelikheid. Neem verantwoordelikheid vir jou verhouding met jou vrou. Neem verantwoordelikheid vir jou verhouding met jou man. Weet jy, ons hoor dit te veel dat mense sê, ja, maar ek is nie meer lief vir my maat nie. Maak dit reg. Wees weer lief vir jou man. Wees weer lief vir jou vrou. Neem verantwoordelikheid vir jou kinders. Dalk is die gesin dinamiek 'n bietjie stikkend daar. Vra vir die Here en gaan soek hulp en neem verantwoordelikheid en maak dit reg. Is jou finansies dalk stikkend? Gaan vra vir die Here en kyk, kry iemand wat 'n kind van die Here is om vir jou raad te gee. Maak dit reg. Moenie stikkende goed net stikkend los nie. Aanvaar verantwoordelikheid vir jou lewe. Okay. Waarde nommer 5. Waarde nommer 5, harde werk. Dit moet 'n belangrike waarde wees vir ons. Spreuke 14 vers 23 sê, harde werk bring beloning. Om net te praat, bring gebrek. Harde werk bring beloning. Net te praat, bring gebrek. En daarom moet ek en jy vir mekaar sê, dis iets wat ons moet modelleer vir ons kinders, dat ons hard werk. En hier is 'n Bybelse beginsel. Die Here het vir Adam gesê, en dit was voor die sondeval, jy moet vir 6 dae werk. Die 7de dag kan jy rus. So daar's 'n tyd om te rus en ons 'n tyd om te werk. En daar's 'n balans tussen dit. Nou hoor gou mooi, iemand het eendag gesê, as jy werk wanneer jy moet werk, sal jy kan rus wanneer jy moet rus. Dit werk anderskom ook. Wanneer jy rus wanneer jy moet rus,
dan het jy genoeg krag om te werk wanneer jy moet werk. Maar kom ons sê dit net eers vir so. Wanneer jy werk, wanneer jy moet werk, gaan jy kan rus wanneer jy moet rus. So neem verantwoordelikheid daarvoor ook. Nou soos weer terug. So, weet jy wat? Die Here het vir ons almal geseën met geleenthede. Maar voordat ek dit sê, wil ek dalk net ietsie sê. Ek dink in ons land, maar dis nie net in ons land nie, in die hele wêreld sien ek hierdie ding dat mense kyk en sê, maar as jy nie bedrog doen nie, dan gaan jy nie voorkom nie. As jy nie iets onder die tafel vat nie, dan gaan jy nie voorkom nie. As dinge nie heeltemal is soos wat die mense daar buite wil hê, as ons nie oneerlike beginsels het nie, dan gaan ons nie voorkom nie. Maar ek wil jou liewer aanmoedig en sê, luister, eet liewer 'n stukkie droë brood en jy weet jy's reg voor die Here, as wat jy in weelde leef, maar jy moet wegkry vir SARS, jy moet wegkry vir die polisie, jy moet wegkry vir mense wat jou kom haal, en jy staan voor die Here en jy weet jou hande is vuil. Liewer droë brood eet en jy weet jy leef reg voor die Here en reg voor jou kinders as wat jy dit andersom doen. Nou luister. Om arm te wees is nie heiliger as om ryk te wees nie. Om ryk te wees is nie onheiliger as om arm te wees nie. Of jy arm of ryk is, dit maak nie saak nie. Dit gaan oor wat het die Here jou mee toevertrou. En soos die man met die 5 goue muntstukke, een het 5 gekry, een het 2 gekry en een het 1 gekry. Dit is uitgedeel volgens die Here. So op 'n manier wat ek en jy gekry, die geleenthede is nie gelyk nie en die Here het dit so bepaal. Dit is nie gelyk nie. Hy het vir ons elkeen anders gegee. En ek kan nou nie met my 2 goue muntstukke staan en sê, ag ek is nou so teleurgestel dat ek nie 5 gekry het nie. Of ek kan met my 2 staan en kyk na die een. Kyk die arme ou, hy het net 1 gekry. Ek kan nie trots wees of krediet vat vir enige van die 2 kante nie. Ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir wat die Here vir my gegee het. En dan lees ons 2 van die 3 het gaan woeker met wat hulle gehad het. Die een wat 5 gehad het 10 gekry, die een wat 2 gehad het 4 gekry, die een wat 1 gehad het het in die grond gaan begrawe en het net weer gaan uitgrawe en net weer 1 teruggegee vir sy Heer. Nou hier is die beginsel hier. Die Here verwag van ons om te woeker. As jy geleenthede het, dan moet jy dit gebruik. As jy tyd het, dan moet jy dit gebruik. Die Here verwag van my en jou om nooit te stagneer nie. Ons moet in daai verhaal van die 5, die 2 en die 1, die dag toe die rekenskap kom, was die wederkoms. Met ander woorde, solank ek en jy asem in ons longe het, moet ons werk, moet ons woeker. Ons kan nie net gaan stil sit en wag tot ons doodgaan nie. Die Here verwag van ons om te woeker. En daarom, jou tyd hier op aarde, jou verhoudings, dis alles bronne, jy's rentmeester sê hoor, oor jou tyd, oor jou verhoudings, oor jou talente, oor jou gawes, oor jou intellek, oor jou geld, alles wat jy het is die bronne wat die Here vir jou gegee het en jy moet hard werk daarmee. En as jy gaan hard werk daarmee, dan gaan jy dit, dan gaan jou kinders dit volg. Ek het 'n goeie vriend en sy oupa was, ek is nie seker wat sy oupa gedoen, maar ek dink hy was 'n goeie besigheidsman. Hy het soos met vliegtye en goed gewerk. En sy pa is ook 'n groot besigheidsman. En nou lyk dit hy is ook besig om 'n goeie besigheidsman te wees. Hy sal goed doen en dit sal net werk. Nou, ek dink nie hy besef die legacy wat daar was van sy oupa na sy pa na hom toe nie. Hy oes eintlik wat sy pa en sy oupa gedoen het, omdat hy in daai huishouding groot geword is, waar hulle goed opgelei is om hard en slim te werk. En nou het hy het dit. En hoekom gebruik ek hierdie voorbeeld? Want as jy hard en slim werk met die geleenthede en die bronne wat jy het, dan sien jou kinders dit en hulle volg in daai voetspore. As ons dit nie doen nie, dan is dit 'n geleentheid wat verlore gegaan het, ook vir ons kinders. Okay, so dis die 5de waarde. Waarde nommer 6 en 7 sit ek saam, omdat hierdie boodskap moet nog Sondag gepreek word en daar het ek net 'n halfuur. So ek sit hulle saam, maar gelukkig is hulle naby genoeg om saam te doen. So jy gaan dit kan sien, ons kan dit saam doen. Waarde nommer 6 en 7 is afhanklikheid en dankbaarheid. Ek herhaal dit. Afhanklikheid en dankbaarheid. Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê: Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou op die regte pad laat loop. So ons mag nooit vergeet wie ons bron is nie. Die Here is ons bron. Jesus is ons bron. Jesus het aan die kruis gesterf vir my en vir jou. Hy is ons bron en daarom moet ons altyd leef in afhanklikheid van die Here en in dankbaarheid. My redding moet vas wees in my lewe en my kinders moet dit sien. My kinders moet sien dat ek dankbaar is vir my redding in Jesus. My kinders moet sien dat ek in afhanklikheid leef teenoor die Here en dat die kruis van Jesus vir my 'n werklike werklikheid is en dat ek nie sommer met dit aangaan nie.
Weet jy, daar's hierdie verhaal wat Jesus vertel, wel wat gebeur het, dis nie 'n vertelling, dis nie 'n gelykenis nie. Jesus het dit regtig gedoen. Hy het op 'n dag te loop en daar's 10 melaatses en hulle kom na hom toe en sy hart is sag en hy reik uit en hy genees al 10. En hy sê vir hulle gaan wys vir julle vir die priester wanneer is die reinigingsrites, gaan wys julle vir die priester en wys julle is gesond. Dan mag hulle weer teruggegaan het na die stad want die melaatses moes buite die stad gebly het. En hierdie 10 manne, hulle is so bly, hulle is so opgewonde, hulle loop. En halfpad besef een man, maar ek het nooit dankie gesê nie. En hy draai om en hy stap terug na Jesus toe en hy gaan sê dankie. En Jesus maak die opmerking, was dit dan nie 10 wat gesond geword het nie? Maar net een het teruggekom om dankie te sê. Ek en jy moet daai een wees wat terugdraai en dankie sê. Ek en jy moet daai een wees wat besef, kon hulle self genees het? Nee. So hulle was afhanklik van die Here om hulle gesond te maak, né? Sê julle saam? OK, maar net een was dankbaar. Sien julle, afhanklikheid en dankbaarheid loop hand in hand saam. Afhanklikheid is om te weet wie die bron van my seën is, waar my bron is. Dis in die Here Jesus. Dankbaarheid is die gesindheid van my hart om bly te wees en daai seën te kan geniet. Sien, die Engelse woord het is baie mooi, is content, to be content, om tevrede te wees, om vergenoeg te wees, om dankbaar te wees. En dis wat ek en jy moet wees. Ek en jy moet vergenoegd wees. Ons moet dankbaar wees en in afhanklikheid leef van die Here. Daai is 2 waardes wat ons kinders sien en ons voetspore volg. Nou, ek wil 'n probleem aanraak en ek hoop jy vang waartoe ek verwys. Ons het 'n probleem met 14% Christendom. Ons het 'n probleem in ons land met 'n 14% Christendom. Ons is geleer dat 14% is aanvaarbaar. En wat bedoel ek daarmee? As jy 'n 14% Christen is, dan sal almal gemiddeld dink jy's goed, jy's reg, jy gaan aan. Nou wat is 'n 14% Christen? 'n 14% Christen is iemand wat net op 'n Sondag 'n kind van die Here is. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag en ek het hom nou verkeerd ingedeel. Jy kry die idee. Die res van die week, as jy nie 'n rou heide nie, jy's nie verlore nie, jy loop nie weg van die Here af nie, maar jy hou maar net die Christelike, jy hou maar net die gesangeboekie vir die 14% dag, die Sondag. Weet, dan praat ons die regte taal, dan het ons kollekte wat ons ingee en ons gaan lees 'n bietjie Bybel en ons bid 'n bietjie. Res van die week is my week, ek kan doen daarmee wat ek wil, maar 14%, en dis 'n 14% Christen, en dalk is jy 'n 14% Christen. Die res van die week, jy leef nie ver weg van die Here af nie, maar jy leef nie voluit vir die Here nie. Ek en jy kan nie ons kinders grootmaak vir die Here as ons 'n 14% Christendom het. Die gemiddelde ding wys dat mense wat net op 'n Sondag kerk toe gaan, se kinders gaan nie eers kerk toe gaan wanneer hulle die keuse het nie. Met ander woorde, dit word al kleiner hoe verder ons gaan. As jy net op 'n Sondag kerk toe gaan, is die kans goed dat jy dit gemodelleer gesien by jou kinders, by jou ouers, en hulle het dalk meer vir die Here geleef, want ons vorige generasie was liewer vir die Here. Pas op daarvoor dat ons nie ons kinders grootmaak omdat ons 'n volgende generasie het wat glad nie die Here dien nie. En daarom moet ons voluit vir die Here leef. Ons kinders moet sien, ons is elke dag, ons is Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag en Sondag, leef ons in afhanklikheid van Jesus. Ons leef die kruis van Jesus uit en ons wys die Here vir hulle. Nie omdat ons hulle wil beïndruk nie, maar omdat dit in ons hart is en dit borrel uit, ons kan dit nie keer nie. Dis my gebed vir jou. Dis my gebed vir jou dat jy sal verstaan, en as ek net kan afsluit, dit was uit die 7 waardes. Dit was die 7 waardes van 'n gesonde en 'n gelukkige gesin. Maar onthou die goue reël. Die goue reël sê, my kinders gaan nie doen wat ek sê nie. Hulle gaan doen wat ek doen. Ek wil afsluit met 'n gediggie. En as ek hierdie gediggie kan afsluit en dan daarna gaan ek bid, maar ek wil dalk net dit sê. Hierdie gediggie, elke keer as ek dit lees, ek het dit seker toe ek 22 is die eerste keer gelees. Toe dink ek, weet jy, my dogtertjie was toe al gebore gewees. En ek het toe gedink, hierdie gediggie moet ek altyd onthou, dat ek is besig om my kinders groot te maak vir Jesus. En hulle hou my dop, en hulle stap agter my aan. En daarom moet ek baie versigtig wees, dat wanneer ek die dag afsluit, dat hulle by die kruis kon uitkom, dat hulle by Jesus kon uitkom. So, luister net hierdie gediggie saam met my, en geniet dit saam. Die gediggie se naam is A Little Fellow Follows Me, van Lee Fisher. A careful man I want to be, a little fellow follows me. I do not dare to go astray, for fear he'll go the same way. I cannot once escape his eyes. Whatever he sees me do, he tries. Like me, he says he's going to be, the little chap who follows me. He thinks that I'm good and fine, believes in every word of mine.
The bass in me he must not see, the little chap who follows me. I must remember as I go, through summer sun and winter snow, I'm building for the years to be, that little chap who follows me. Vader, ek kom dankie vir die wonderlike voorreg wat U vir ons gegee het om deel te kan wees van die gesin. En Here, elkeen van ons wat nou ingeskakel is iewers deel van die gesin. Of ons die kind is, en of ons 'n ouer is, of ons 'n oupa is, Here, U weet waar ons ingeskakel is. En ek kom vra, Here, dat U vir ons sal help om hierdie waardes te begin uitleef. Dat ons sal verstaan, dis nie iets wat ek in iemand doen nie, dis iets wat ek is, dis iets wat ek wees, dis iets wat ek uitleef. Kom help vir ons, Here, want dit is hoe ons Jesus Christus kan uitleef vir die mense om ons. Dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons sluit af, ons sing saam met Kenneth die volgende lied.